Goeiemôre. Ek wil julle welkom heet hierso in die hart van die Bosveld. Dis 'n pragtige dag en vir julle ouens wat nou nog in die koue dele van die land is, my hart gaan uit na julle toe. Maar op hierdie mooi dag wil ek met julle praat oor 'n minder aangename onderwerp. En dit is verwerping. Almal van ons is al een of ander tyd in ons lewe verwerp. Een van die pynlikste menslike emosies om te ondervind. En of dit nou 'n vriend is en of dit nou 'n kollega by die werk is of 'n huweliksmaat of 'n kind. Sielkundiges sê dat ons is baie sensitief vir verwerping. Ons het sulke onsigbare radar antennakies op ons koppe wat dadelik verwerping opvang. Hulle reken dat omtrent 80 of 90% van alle sielkundige probleme het ergens verwerping as grondslag. Ja, verwerping kan selfs in die moeder se skoot ervaar word. Wat sê die skrif? Psalm 27 vers 10. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my aanneem. Om deur jou vader of moeder verlaat te word is seker die ergste vorm van verwerping. En dan is daar 'n oplossing, die Here sal my aanneem. Want God verwerp jou nie. God kies jou, sê die Bybel. Mense mag jou afstoot en wegwys en jou verkleineer. Maar God doen net die teenoorgestelde. Hy sê in Jesaja 43 vers 1, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. God ken jou naam, hy ken jou pyn. En hy sê vir jou, ek is elke dag by jou met my liefde en my genade. Verwerping beteken nie dat jy waardeloos is nie. Want Jesus is ook verwerp. Jesaja 53 sê, hy was verag en deur die mense verwerp. En as jy waardeloos voel omdat jy verwerp is, dan beteken dat Jesus was ook waardeloos. En ons weet hy was nie. As Jesus verwerping aanvaar het, dan kan ons deur sy krag en genade dit ook aanvaar en verwerp. Ja, dis 'n eer om in sy voetspore van verwerping te volg. Hoe kry ons dit reg? Ons vind ons identiteit in Christus. Ons kan nie ons identiteit vind in wat mense sê. Want mense kan net van buite af oordeel. Hulle kyk na uiterlike dinge. Christus sien ons hart aan. En Efesiërs 1 vers 6 sê, ons is aanvaar in die geliefde, Jesus Christus. God aanvaar jou in Jesus Christus, net soos jy is. Maar dan moet ons ook toelaat dat God ons emosies heel maak. Die Psalm sê, hy genees die gebrokenes van hart en hy heel al hulle wonde. Hy is gereed om jou vandag aan te raak en jou heel te maak en jou nuwe lied in die mond te gee. Daar is ook 'n teks wat sê, of eerder 'n slagspreuk wat sê, God kan elke gebroke hart regmaak as jy net bereid is om hom al die stukkies te gee. Dis die groot uitdaging vandag. Gee hom die stukkies van jou lewe. Al daai verpletterde emosies. Al die gevoelens van verworpenheid. Waardeloosheid.
gee dit vir jou verlosser. Hy genees gebroke harte. Vertel God hoe jy voel. Hy is naby die wat seer het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek bring my gevoelens van verwerping na U toe. Help my om my identiteit in U te vind. Dankie dat U my nooit sal verlaat nie. Maak my hart heel en vul my met U vrede. In Jesus naam. Amen.